Ons luister vanoggend na die woord van die Here vanuit Lukas hoofstuk 23. Lukas 23 vers 33 tot 49. Ons begin vanoggend met die oog op die lydingstyd voor Goeie Vrydag. Begin ons met 'n reeks preke of boodskappe wat sal handel oor die 7 kruiswoorde van die Here Jesus. En daarmee dan vanoggend die heel eerste kruiswoord. Maar voordat ons luister na die woord van die Here, verenig ons eers in gebed. Groot, almagtige en ewige God, U openbaar U self aan ons as die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. U is die almagtige, die soewereine, heilige God. Ons dankie vir die voorreg dat ons, bewus van ons eie swakheid, nietigheid en gebrokenheid, dat ons die voorreg het om voor U troon laag te buig. Vir die voorreg om U naam wat absoluut heilig is, aan te roep. Selfs net op ons lippe te neem en U naam te noem. Om in aanbidding voor U te buig. Ons is dankbaar vir die geleentheid om saam met medebroers en susters in die geloof, as geloofsgemeenskap, saam te kom. Saam onder die geklank van U woord te kom, om te hoor wat U sê. Dankie vir die voorreg dat ons U kan ken. En deur ons kennis van U en die woord, lei U vir ons ook tot insig, om te verstaan wat U sê, om te verstaan wat U bedoel, om te verstaan wat U van ons verwag en eis. Maar meer nog, dat wanneer ons die kennis het en die insig verkry, en doen wat U sê, luister na dit wat U eis, dan sê U in U woord, openbaar U Uself aan ons. En by daardie openbaring van wie U is en wat U doen, daar verander alles. Verander ons lewe. Daarom is dit juis ons gebed dat U ook by 'n geleentheid soos die, waar ons baie kennis het oor U woord, baie kennis oor die gebeure op Golgotha, dat U vir ons die insig sal gee om te verstaan wat daar gebeur, maar dat U Uself ook aan ons en in ons sal openbaar, dat ons U beter kan ken. Spreek deur U woord en Gees, bevestig U woord in ons hart, en help ons om gehoorsaam en gelowig en getrou te lewe
volgens u woord alleen. Dit bid ons in diepe afhanklikheid en ootmoed, in die naam van ons Heiland, middelaar en verlosser, ons Here, Jesus Christus. Amen. Lukas hoofstuk 23, vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. En hy het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het. En hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig. Werklik gelukkig is ons wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam en gelowig en getrou ook volgens hierdie woord van die Here te leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die kruiswoorde van ons Here Jesus daar aan die kruis op Golgotha is baie kosbare. 'n Kosbare nalatenskap wat in die evangelies vir ons opgeteken is. En die gesprekke wat daardie Vrydag daar rondom die kruis plaasgevind het, was bitter. Dit was woorde wat bedoel was om seer te maak, woorde van sarkasme, woorde van vernedering, werklik hatige, snedige opmerkings. Die skrifgeleerdes, ander het hy gered, nou kan hy homself nie red. Die omstanders, kom af van die kruis as u die seun van God is. Die soldate, as jy die koning van die Jode is, red jouself.
Ons wil amper vra, was dit dan nie genoeg dat hy gekruisig is nie? Was die spykers wat sy vlees as ware oop geskeur en deurdring het nie genoeg nie? Was die doringkroon wat op sy hoof gedruk is te sag? Was die geeseling te kort? Vir party mense was dit klaarblyklik die geval. Die mense wat daar rondom die kruis gestaan het, het nie net geskree en gepraat nie, hulle het hom beledig. En 'n mens kan jouself dit amper nie eens indink nie. Mense beledig iemand wat besig is om op seker een van die wreedste wyses te sterwe, in die diepste, grootste pyn denkbaar. Maar dit wat die Here Jesus onmiddellik nadat hy daar aan die kruishout vasgebind en hulle besig was om die spykers deur sy hande en voete te slaan, gesê het, is vir ons 'n uiters troostvolle, maar ook baie belangrike, insiggewende boodskap. 'n Woord waardeur die eeue heen mense met absolute verwondering vervul het. 'n Woord waarna nog duisende en 10maal duisende met aanbidding en verwondering en ontzag sal luister. En wanneer die Here Jesus die heel eerste keer daar aan die kruis praat, dan sê hy, bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. 'n Wonderwoord nie waar nie. Waarlik 'n woord wat alleen deur die Here Jesus uitgespreek kon word, 'n woord waaraan alleen hy wat die enigste middelaar is, die verlosser is, die redder en ware vergifnis is, kon uiting gee. En sien, hier het ons 'n liefde wat die teenbeeld is waarvan ons op hierdie aarde nog nooit gesien het. Want geen mens is in staat om in hierdie omstandighede, hierdie bede, in eie krag te bid. Hierdie bede is wel later deur Stefanus, die eerste martelaar, wat buite Jerusalem gestenig is, gebid. Ook ander het gevolg, maar hulle het dit gedoen in navolging van die voorbeeld wat Jesus Christus gestel het. Hulle kon hierdie bede nooit in eie krag of eie vermoë doen. Want dit eis krag en selfverloning om in sulke omstandighede as waar ons Here Jesus geplaas was, so 'n bede te doen. En dink vir 'n oomblik daaraan. Die Here Jesus word aan die kruis vasgenaal. Spykers word deur sy hande of polse en sy voete deurgedryf, ingeslaan. Die mees ondraaglikste pyn denkbaar, sy liggaam wat as ware gebreek is, want kort voor die kruisiging is hy gegeesel. Dit het beteken 39 houe met 'n kat. Nou kat was 'n tipe van sweep waarin stukkies glas en klip en metaal gewewe was, wat beteken het elke hou wat die liggaam getref het en daardie sweep teruggetrek het, is fisies letterlik stukkies vel en vlees uit die liggaam geskeur. 39 sulke hou oor sy hele liggaam. 'n Doringkroon op die kop. Wrede dorings wat in die kop ingedryf word en hy's geslaan met die vuis en met stok.
Die eerste woorde wat die Here Jesus sê is, nie 'n bede dat hulle hom nie moet pynig nie. Nie verwyte omdat hy onregverdig ly of 'n pleidooi dat hy onskuldig is nie. Dat hy verskoon mag bly nie. Nee, hy bid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Geen gedagte aan homself en sy eie smarte nie, maar ook hier is hy steeds bedag op die heil en die saligheid van ander. En dit is die liefde van die Here. Die liefde van die Here Jesus het onwankelbaar volhard tot aan die heel einde toe. 'n Liefde wat duur tot daar waar elke gelowige te staan kom voor sy eie vallei van doodskaduwee, waar daar absoluut niks anders is om aan vas te hou of op te steun as bloot die liefde van God deur sy Seun Jesus Christus, die Here. En om te dink, ook in ons eie sterwensuur, is die liefde van die Here genoeg. Die skoonste en sterkste woord van die liefde is uitgespreek op Golgotha. As ons hom hoor bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Tot in die uiterste van die skande en in die bitterste lyding denkbaar, het die liefde, die volmaakte liefde van God, deur sy Seun, Jesus Christus, nie gefaal. Sy liefde was sterker as die haat van sy vyande. Die liefde is onselfsugtig, gaan uit na ander. Hier aan die kruis bid Jesus nie meer vir homself nie. Nee, dit is in Getsemane afgehandel. En dalk net as kantaantekening dit. As ons ooit wil verstaan hoe erg en hoe ernstig en geweldig die toorn van God is oor die sonde, dan het ons nodig om te kyk na die Here Jesus in Getsemane. As hy bid, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, dan gaan dit nie oor die wete van hierdie liggaamlike pyn en lyding wat hy sou verduur aan die kruis, maar die geestelike lyding, die straf op die sonde, die toorn van God op die sonde, die helse smart om van God verlaat te word, en die vrees daarvoor, die angs vir die toorn van God, laat die Here Jesus in Getsemane bloed sweet. Dis angs, dis vrees vir God se toorn oor die sonde. Maar daar in Getsemane is die stryd afgehandel en oorwinning behaal. En hier aan die kruis het hy met die mens te doen, in die uiterste van benoudheid, in die angste van die dood, dan bid die liefde nog, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Wat is die doel van die liefde? Die liefde soek altyd om ander gelukkig te maak. En die hoogste en grootste geluk lê verseker daarin om die volkome, volmaakte redding en verlossing en saligheid van die siel te verwerf. Dis die grootste geluk denkbaar. Die sondaar is diep ongelukkig deur die sonde. En die gevaar is die ewige rampsaligheid, die ewige dood, die hel, die toorn van God oor die sonde. Die koms van die Here Jesus in die wêreld het die geluk van die mens en die bevryding van sonde skuld ten doel gehad. Hy het gesê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed, Johannes 10 vers 3. Hy het gekom om die toorn van God op die sonde te dra, om
die straf en die gevolge van die sonde tot niet te maak vir God se kinders. En dit het hy gedoen deur die straf van God te dra op die sonde en die prys te betaal vir elke kind van God, daar aan die kruis. Daar is die prys vir die sonde, die prys van ons sonde betaal. Die straf is gedra. Want sien, wanneer 'n mens van die sonde bevry word, dan is hy ook van die gevolge daarvan bevry, en dan is hy ook ten volle behou vir die ewigheid, en hy ontvang die lewe in oorvloed, die ewige lewe. Ons moet egter verder oplet hoe die doel van die liefde uitkom in die pleitgrond van die gebed. Want hy bid, Vader, vergeef hulle, en dan pleit hy, want hulle weet nie wat hulle doen. Dit wil voorkom dat hierdie bede betrekking het, nie alleen op die soldate, wat die Here Jesus daar aan die kruis vasgenaal, en almal wat daar betrokke was, en 'n aandeel gehad het in sy kruisiging 2000 jaar gelede, maar op almal wat in sy dood aandeel gehad het. Ook ene in ons sonde, in ons ongeregtigheid, en ons ongehoorsaamheid, en ons opstand en rebellie teen God. En nou is die vraag, sou die Heiland in sy voorbeeld vir ons ook hierdie verskoning kon inbring? Dit is waar, hoe dikwels stel ons die Here nie teleur met ons volharding in sonde, en ons ongehoorsaamheid, en ons opstand teen hom. Hoe dikwels verloon ons soms die Here in woord en in daad, deur nie gehoor te gee aan sy insettinge en sy verordeninge en sy gebod en sy woord. Hoeveel gevalle van onbeheerste woede het al groot skade in ons tyd aangerig, as ons maar kyk na die nuus, ons lees die berigte, ons luister na die radio, dan is dinge soos woede en rasisme en haat en selfsug en opstand en rebellie en korrupsie, noem maar op, aan die orde van die dag. En die hartseer werklikheid is dat hierdie dinge nie net in die wêreld daar buite van toepassing is nie, maar ook hier, in die geloofsgemeenskap van die Here, in die kerk van die Here. Hoeveel skade is al in kerke en gemeentes gedoen, as gevolg van eie ek en eie wil, en woede, en op die oog af nuttelose sake wat gedryf word, en die liefde wat nie seëvier nie. Want woede en haat bereik niks nie, simpatieke begrip en gesindheid van wederzijds liefde wel. Die doel van die Here Jesus Christus se liefde is die ewige geluk van God se kinders, dit alleen. Die voorname kenmerk van die liefde is vergewensgesindheid. Dis 'n dwaling om te meen dat daar alleen van vergewensgesindheid sprake kan wees, daar waar ons geroep word om dit te beoefen, daar waar die situasie of die omstandighede dit eis of vra. En daarom word dit moeilik vir meer as een in die dag van stryd, omdat hulle dit in tye van rus en vrede nie aangekweek het en aangeleer het nie, en in die stormtyd ontbreek dit, geheel en al. Vergewensgesindheid is nie iets wat net daar waar dit nodig is, beoefen word nie. Dis 'n gesindheid van die hart. Toe die storm op Golgotha oor die Here Jesus losbreek, het die vergewensgesindheid wat altyd aanwesig was, te voorskyn getree, en ons sien dit baie duidelik. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. As die storms dan losbreek in ons lewens,
En dit gebeur. Dis 'n werklikheid. Die lewe is vol storms. Maar as ons in daardie oomblikke begin vloek en oordeel en haat en verwyk en ons koester wraak en wrokgedagtes, dan is dit slegs 'n bewys dat die vergewensgesindheid en die liefde van die Here in so 'n persoon nog nooit aanwesig was nie. Ons moet mooi verstaan. Vergewensgesindheid is nie saggeaardheid nie. Dit is nie van loop maar oor my en maak wat jy wil nie. Nee, die Here Jesus het ons die ware voorbeeld, want let op sy verhouding tot sy vyande. Hy vergeef nie alleen nie, maar hy bid vir hulle uit die diepte van sy hart. Hy bid, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis verseker nie maklik nie. Daar is verseker altyd groot worsteling en stryd om oor die skade en die skande en die belediging te kom en dan te sê, ongeag, ek vergeef jou. Maar is nog swaarder om uit die hart te bid, Vader, vergeef u hom of haar, want hulle weet nie wat hulle doen. Vir baie is dit moeilik, selfs heeltemal onmoontlik. En soms is die eis werklik te groot, en in sulke gevalle is dit 'n saak van die verstand en 'n vertroue op diself en eie vermoë, en nie 'n saak van vergewensgesindheid wat 'n saak van die hart is. As 'n mens nie bereid is om te vergewe en te vergeet nie, kan jy nooit bid, Vader, vergewe dit hom of haar. Vergewe tot 7 maal, nee, vergewe tot 70 maal 7 toe. Dan kan jy nooit bid, Vader, vergeef my. En beproef dan of dit nie maklik sal wees om in die diepte van die hart ook te bid. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dis werklik 'n aandoenlike gedagte. Aandoenlike gedagte dat die Here Jesus wat self sy vyande vergewe, nie alleen vir hulle bid nie, maar ook vir hulle sterf. En hier moet ons verstaan dat elke kind van God 'n vyand van God is, as gevolg van die sonde. Maar die Here Jesus sterf aan die kruis vir elke kind van God. Vyande van God, wat in opstand en rebellie teen hom kom. Hy maak die vergifnis, die volmaakte vergifnis by God, werklikheid. En wanneer die Here Jesus vir die sondaar sterf, dan sterf hy vir hulle die versoeningsdood. God versoen homself met ons. Ons leer dus hierdie belangrike les. Vergeef nie alleen nie. Bid nie alleen nie. Maar maak dit vir die oortreder moontlik en maklik om self vergifnis te verlang. En hoe doen ons dit? Ons vergewensgesindheid sal die hart sag maak. En die Here het gesê, Romeine 12, vers 19 tot 21, daar staan, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hiermee word vir ons die uitnemende weg gewys. Dis 'n salige gedagte dat ons
in navolging van ons Here Jesus Christus ook kan en wil vergewe. 'n Aaklige gedagte is egter dat die oortreder wat nie sy sonde bely en smeek om vergifnis nie, vir sy sonde tog sal boet. En wee hom as hy hom nog verhard. Ons het gehoor in die woorde vroeër van Hebreërs, in Hebreërs 10. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here en weer. Die Here sal sy volk oordeel, en dan hierdie woord, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Dit moet verskriklik wees. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, Here, ons staan stil in verwondering. Ons kan nie eens probeer indink die pyn, die lyding wat die Here Jesus daar aan die kruis op Golgotha verdien het. Ons kan dalk probeer om iets daarvan te begryp. Maar die geestelike, die van God verlaat wees, die helse smart dra, dit verstaan ons nie. En ons is dankbaar om te weet, as u kinders, dat ons dit nooit hoef te verstaan of te beleef of te ervaar. U verlossing en u redding is volmaak en volkome. Want die Here Jesus het gebid, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen. En so is dit ons gebed. U ken die omstandighede in elkeen van ons lewens. U weet waarmee ons worstel. U weet van elke mens, elke individu, elke iets wat vir ons al in die lewe so diep seer gemaak het. En ons so verwond het. U ken ons worsteling daarmee. Help ons dat ons by die punt sal kom om te kan sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Dat ons ook kan bid, Vader, vergeef my, reinig my, was my skoon in die bloed van u Seun, Jesus Christus. En help my om rein te leef, heilig te leef, eer van u naam. Ons is dankbaar vir al die goeie gawes en ryke seëninge wat u skenk. Ons bly hoopvol vir die tekens van moontlike reën. U weet hoe broodnodig dit is. U ken die knellende droogte hier in die Klein Karoo en Groot Karoo en ander dele van die land. U weet dat ons smag na uitkoms. Ons bid, Here, dat u die reën sal gee op u tyd, volgens u wil. Ons is dankbaar vir daar waar al goeie reëns geval het, maar ons dink ook aan hulle waar daar groot skade was. Ons weet dat in die Langkloof daar erge storms was en oeste totaal en al verwoes is. Ons bid ook vir hulle,
En ook vir hulle wat gebuk gaan onder die back and claw seer, wil U ook daar uitkoms gee. U ken die nood. Ons bid vir oplossings en uitkoms en redding. U ken ook die nood van elkeen van ons in ons eie lewe. U weet wat in ons harte leef. Ons bid dat U sal genees en sal vertroos en sal versterk en sal bemoedig, alles soos en wanneer en hoe dit U wil is. Maar gee ook vir ons die berusting om in die tyd waarop ons wag vir die uitkoms en die antwoord, om rustig te wees, om nie te sondig nie, om nie opstandig te raak nie, maar te bly bid, te bly glo. U alleen al die lof, die eer en die aanbidding. Ons bid alles in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.